vraag oor volspoed. Liewe luistervriende, opinies asseblief. Ek is besig om hoofstuk 4 by te skryf van volspoed, maar ek wil graag iets vir julle, die luistermaters, wat na die vervolgstories geluister het, so ver vra. En dit is, die oorspronklike boek Volspoed is net uit Renier Du Plessis, die jong aspirant renjaer seun, se perspektief geskryf. Die plan nou met die byskryf was om vir Dr. Christo Du Plessis, sy oom, ook 'n stem en 'n lyf te gee, want hy het baie om te vertel. Dit is hoekom ons reeds vir Christo beter leer ken het in hoofstuk 1 tot 3. Maar na gisterse aanval op die arme mansmens deur die mooie donkerkop Rosanne Schultz, wat hy noodgedwonge een of ander tyd baie beter gaan leer ken, het ek besluit om die vrou ook 'n kans te gee om haarself te verdedig. Hoe voel julle oor die saak? Daar is 'n meer as goeie kans dat sy dalk 'n slegte dag so ver gehad het, of dalk nie net 'n slegte dag nie, sy dalk 'n slegte week, 'n slegte maand, 'n jaar, 'n paar jaar dalk gehad. Wil julle hê dat sy moet saamgesels, vertel van die dinge wat al met haar gebeur het, hoekom sy daardie oggend haar woede op die arme man uitgehaal het? Natuurlik gaan sy haar opinie oor die rasend aantreklike Dr. Christo met die azure blou oë verander. Wil julle by haar self hoor hoe sy stadig maar seker pens en pootjies vir die man gaan begin val, en hoe sy natuurlik hand en tand teen so 'n moontlikheid probeer beklei, vir haarself wys maak dat hy 'n arrogante klein boertjie is, en dat hy beslis nie haar tipe is nie. Of dink julle, sy moet liewer haar opinie vir haarself hou? Mooi vroumense is mos probleme. Of is dit 'n myl chauvinistiese opinie wat Dr. Christo daar beet het, na sy eie slegte ervaring met die teenoorgestelde geslag na sy egskeiding? Miskien is hierdie twee mense net te sinies om regtig verlief op mekaar te raak. So, wat dink julle? Skryf 'n bietjie vir my. Wil julle weet wat Rosanne dink of nie?